Kan ek jou vandag vra, wie sorg vir jou? Ek dink dit is 'n baie belangrike vraag wat ek en jy moet vra, want as ons oë op die regte dinge hou, dan weet ons waar kom ons hulp vandaan. Daarom sê die woord in die boek van Psalm, hy sê ek hef my oë op na die berge, van waar my hulp vandaan kom, en daarom antwoord die psalmdigter, hy sê, maar my hulp kom van Yahweh, wat hemel en aarde geskaap het. Halleluja, dit is so lekker om saam met jou te wees hier by Saaityd, jy's ingeskakel op hierdie Dinsdag, en ons gaan Abba Vader vereer en verheerlik. Ek wil jou weer hierdie vraag vra, en ek vra myself baie keer hierdie vraag, dat wie sorg vir my? Wie sorg vir jou? Jy sien, dis 'n menslike reaksie om bekommerd te word. Dis absoluut so. Dis 'n menslike reaksie om bekommerd te word. As ons sien wat rondom ons gebeur, en ons sien in die wêreld, in Suid-Afrika, en ons sien net wat in ons dorp aangaan, dan kom jy agter, maar weet jy wat, daar's dinge verkeerd. Hier's dinge nie reg nie, en alles loop skeef, en ek kom agter, daar's soveel druk, daar is soveel spanning, daar is soveel mense wat heeltemal van die bus afval, as gevolg van omstandighede wat mense ervaar en beleef. So kom ek vra myself baie keer die vraag af, wie sorg vir my? Sien, as ek my fokus reg het, en ek kyk op na die lewende God, en ek besef dat hy is my hulp, hy is my krag, hy is my sterkte, hy is die een op wie ek kan vertrou. Kan jy op mense vertrou? Nee, jy kan nie op mense vertrou. Op wie kan jy vertrou? Dis net Yahweh ons Elohim, dis net die lewende God op wie jy kan vertrou. En daarom sê 1 Petrus hoofstuk 5 vers 7 sê die volgende, hy sê, werp al jou bekommernis. Stop gou daar. Wat beteken dit? Dit beteken alles wat my beïnvloed, alles wat my bekommerd maak, alles wat veroorsaak dat ek my naskou, dat ek stres, dat ek angstigheid het, dat ek vrees in my lewe het, al daardie dinge, werp al jou bekommernis. Hierdie is belangrik. Ek kan nie net 'n gedeelte daarvan vir Vader gee en sê, right, ek is nou nie meer bekommerd oor dit nie, maar oor hierdie aspekte gaan ek nog so bietjie oor top, ek gaan bekommerd wees en ek gaan so bietjie stres daaroor en ek gaan vrees hê as gevolg van dit. So die woord is baie duidelik, hy sê werp al jou bekommernis. Al jou bekommernis. Is jy bekommerd vandag? Ek dink nie daar's enige mens wat vandag op hierdie aardbol is wat nie op een of ander aspek in sy lewe bekommerd is. Of jy nou 1 biljoen rand in jou rekening het en of jy nou 20 rand in jou rekening het, ek waarborg jou, al twee daai persone is bekommerd. Die biljoenêr is dalk bekommerd, hy verloor alles. En die een wat 20 rand in sy bankrekening het, is dalk bekommerd oor, wat gaan ek môre doen, en wat gaan ek op die tafel sit om te eet, en hoe gaan ek survive? So daar's bekommernis aan alle spektrums van ons lewe. Maar daarom sê die woord, hy sê, wees oor niks besorg nie. Filippense hoofstuk 4. Hy sê, wees oor niks besorg nie. En daarom moet ons, alles wat ons nodig het, moet ons opdra na die lewende God. So werp al jou bekommernis op wie? Op die lewende God. Op Yahweh ons Elohim. En hier kom die belangrike gedeelte van hierdie vers. Hy sê, want hy sorg vir julle. So kom ek die vraag gevra het. Wie sorg vir jou? Ek weet wie sorg vir my. Dis nie mense wat vir my sorg nie. Dis die lewende God wat vir my sorg en hy impakteer my en hy gee vir my die nodige wysheid en die insig en sy woord is deel van my lewe en hy seën my op 'n eksponensiële wyse en is net so amazing dit wat hy kom doen in my lewe. En of ek nou 10.000 rand 'n maand verdien en of ek 100.000 rand 'n maand verdien, hy sorg nog steeds vir my. En ek gaan hom eer en loof en aanbid vir alles wat hy vir my doen. Of ek nou 10 en of ek nou 10.000 en of ek nou 100.000, dit maak nie saak nie. Hy's nog steeds my bron van krag en van lewe. Mense, ek wil hierdie met jou deel vandag. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 7. Hy sê, moenie bekommerd wees nie. Laat al jou bekommernis
werp al jou bekommernis, alles, nie net 'n bietjie nie, nie net een aspek nie, maar al jou bekommernis, werp dit op hom, want hy sorg vir julle. So met ander woorde, as ek wil rus hê in my lewe, en as ek kalmte en vrede wil ervaar, dan moet ek maak soos wat Filippense hoofstuk 4 vers 6 sê. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar in alles, bring julle hartsbegeertes voor die lewende God, in danksegging, en met smeking. En dan kom daar 'n resultaat in vers 7. Hy sê, en dan die vrede van Jahwe ons Elohim sal in julle harte heers. So mense, dis baie belangrik, dat ek en jy sal fokus op die regte dinge. Dis belangrik dat ek en jy sal fokus, dat ons nie bekommerd sal wees oor die dinge wat in hierdie wêreld aangaan nie, dat ons nie bekommerd sal wees oor ons bankbalans, en of ons die einde van die maand dit gaan maak nie, dat ons nie bekommerd sal wees daaroor nie, maar dat ons laste, ons bekommernis, ons sorge op hom sal plaas, want op die ou einde van die dag is hy die een wat vir ons sorg. Ek het al wonderwerke ervaar in my lewe, en daarom wil ek jou seën vandag met hierdie woord, dat die wonderwerke van die lewende God in jou lewe sal begin manifesteer, die oomblik wanneer jy besef, maar dis nie mense wat vir my sorg nie, dis die lewende God wat vir my sorg. En as hy vir my sorg, dan kan ek maar net sowel my vertroue op hom kom plaas, weer opnuut in hierdie dag. So mense, dit is belangrik dat ek en jy sal besef, wat Vader vir ons kom doen. Die groot prys wat hy betaal het, sodat ek en jy vry kan wees van sonde en ongeregtigheid, maar nog meer as dit, dat ek en jy vry kan wees van bekommernis, van laste, van probleme, van situasies. En ja, ek weet die wêreld druk, en ek weet dit gaan moeilik daar buite. Maar dis hoekom die woord sê, werp al jou bekommernis op hom, op die lewende God, want hy sorg vir julle. En mag sy hand geopenbaar wees in jou lewe. Mag hy vir jou sorg op 'n bonatuurlike wyse. En dat jy sal kom getuienis gee van dit wat Vader kom doen in jou lewe. So ek wil jou bemoedig met hierdie woord. Moenie angstig rondkyk nie. Nee, wees sterk en vol moed. Kyk op, want jou verlossing is naby. Gryp die hand van Jahwe ons Elohim. Moenie vertrou op die arm van 'n mens nie, maar vertrou op hom, want Jahwe is die een wat vir jou sorg. En ek verklaar vandag oor jou lewe, dat sy hand oor jou lewe sal wees, dat jy die seëninge, die invloed van Abba Vader in jou lewe sal ervaar op 'n bonatuurlike wyse. Dit is so lekker om weer op die lig te wees, om met jou te kan gesels. So baie dankie vir jou deelname, jou ondersteuning. Dit word regtig gewaardeer. So van my kant af, Rian Abri, wees geseën tot volgende keer. Shalom.